die windfoon en gebed. In die tuin van Itaru Sasaki in Otsuki in Japan staan 'n ou rooi telefoonhokkie. En die foon binne-in is aan geen lyn gekoppel nie. Dit is stil, dis dood, dis sonder 'n netwerk. Sasaki het dit in Desember 2010 opgerig sodat hy kan, nadat sy neef van kanker oorlede is, dat hy sy hartseer as dit ware op die wind, soos hy dit stel, kon uitspreek. Na die verskriklike tsunami in 2011, waarin meer as 15.000 mense gesterf het, het hy die hokkie vir die publiek ook opgestel. En sedertdien het meer as 30.000 mense daarin gegaan om met geliefdes te praat, om het so te stel, wat hulle verloor het. Die idee het wêreldwyd uitgebrei na meer as 400 soortgelyke foonhokkies in 17 lande. Daar is iets diep mensliks in hierdie behoefte. Ons wil gehoor word, al weet ons nie eens of die woorde ergens land nie. Maar, vir ons as gelowiges is daar wel 'n drastiese verskil. Ons praat nie in 'n dooie telefoon nie. Ons bid nie in 'n leë lyn nie. God beloof in Openbaring 21 vers 4, hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, geween en pyn sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Klaas Silverman en Diekman wys in 'n navorsing oor continuing bonds daarop dat mense nie genees deur hulle verlies te vergeet nie, maar juis deur 'n nuwe blywende band met die oorledene te vind binne hulle eie verhaal van geloof en hoop. Nou die windfoon gee op hierdie manier vir mense 'n plek om te praat. Maar ons het gelukkige God wat reeds luister, nog selfs voor ons woorde kan vind. So as jy vandag iets in jou dra of iemand in jou dra wat jy nog nie kon afsluit nie, weet net jou trane, jou hartseer, jou onthou, jou verlies is nie verlore in die wind nie. Hulle word deur God opgevang en eendag heeltemal afgedroog. Ek het nou eers die storie raak gelees, maar ironies genoeg het ek so tydjie terug vir iemand wat sy pa se dood nog nie kon verwerk nie, aanbeveel om ten minste 'n maand lank elke dag met sy pa te praat deur 'n voice note vir sy pa op sy WhatsApp te laat. En toe ek hom later na die maand sien, toe sê, dit het gehelp, want hy weet al verwoord hy net sy eie hart. God het ook gehoor en hoor steeds. Leef geïnspireerd.